Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Word jy daagliks omring deur mense, wie se missie dit is om jou te herinner aan hoe sleg dinge gaan? Hulle sal gereed vir jou sê hoe sleg die ekonomie is, hoe moeilik dit is om werk te kry en hoe die hele wêreldheid besig is om uitmekaar uit te val. Die wêreld het meer optimiste, bemoedigers en inspireerders nodig om tot die harte van ander te spreek en vir hulle te sê, volg die passie en leef die doel uit wat God in jou binneste gesit het. As God iets op jou hart gelê het om met jou lewe te doen, sal hy jou voorsien van dit wat jy nodig het om dit te kan doen, as ook die vermoë om dit te kan doen. Ja, dit gaan sleg met die ekonomie, maar word God beperk deur die ekonomie? Ja, werk is skaars, maar dink jy nie God is in staat om ten spyte van 'n hoë werkloosheidssyfer 'n goeie werk oor jou pad te bring nie? Jy sien die verskil tussen om te bly waar jy is en om vorentoe te beweeg is geloof. En dikwels het iemand net 'n bietjie aanmoediging nodig om in geloof op te staan en aan te gaan. Die Bybel sê in Spreuke 23 vers 18, waarlik, daar is 'n toekoms en jou hoop sal nie verydel word nie. Dit maak nie saak wat enige iemand anders dink of sê nie. God sê, daar is 'n toekoms vir jou. En wanneer jy op hom gefokus is, sal hy jou die krag gee om vorentoe te gaan. Maak seker dat die begeerte in jou binneste om vorentoe te beweeg groter is as die negatiewe dinge wat mense so gretig is om ons elke dag aan te herinner. Spreuke 29 vers 18 in die King James Version sê, where there is no vision, the people perish. Visie is ook 'n begeerte om vorentoe te beweeg. Sonder visie sal jy net bly waar jy is. Here, ek is u kind, geliefd en waardevol in u oë. U het my geskep vir 'n doel wat groter is as ek self. Help my om nie ag te slaan op die negatiewe kommentaar van mense wat nie dieselfde visie het as ek nie, maar om elke dag in geloof aan te pak met die wete dat niks vir u onmoontlik is nie. In Jesus naam bid ek dit. Amen.